besoekers? Sit asseblief. Okay, gee julle vir haar 'n hande klap. Dit is hier nog sit, ek sien julle doen dit al klaar. Okay, volgens die rooster is dit kerkdiens elke Sondag 9:30 en daar's sonnaarskool om 9:00 en okay, moenie julle kinders vergeet nie, hulle is nog steeds in oefeninge. So dit is die laaste Sondag wat julle moet laat bly vir hulle wag. En dan volgende Sondag is daar 'n verrassing. En daar's 'n ander prediker wees en nou gaan ons saamgaan. En dat ek het vir julle 'n stukkie lees in die Bybel vir ons opgawes. Okay, 2 Korintiërs 9 van vers 5. Dit is nou saaklik vir al die broers te versoek om vooruit te gaan na julle toe en julle vroeër afgekondigde dankoffer sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie. Maar dink daaraan, die spaarsaamlik saai, sal dit spaarsaamlik maai. Die volop maai, sal dit volop maai. Dat elkeen gee soos hy in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit hom nie, want God het dit by nuwe gegee. Okay, kom ons dit allemaal saam met staan asseblief. Hemelse Vader, ons sê dankie vir alles wat U vir ons doen, Here. Ook die dinge wat ons baie keer nie besef en nie verstaan nie, dat U nog met ons is, Here. Here, ons bid ook hier vir elkeen wat vandag hier so is, Here. Vir elkeen sy omstandighede ook hoekom hier is, Here. En ook dat elkeen van ons soek U vertroosting en U liefde en U genade, Here. Here, so bid ons ook vir die prediker, Here, dat hy sy woord, sodat U dit aan ons wil oordra sal so maklik, Here. En ook vir die mense met die musiek, Here, dat dit 'n gerusheid in U oor sal wees, Here, en 'n vertroosting, Here. Here, ons sê dankie vir alles wat U vir ons doen, Here. Ook die dinge wat ons baie keer nie verstaan nie. Here, gaan met elkeen van ons wat hier is, Here. Ook die mense wat moedeloos is, Here, wat nie meer antwoord het nie, Here, dat U vir hulle antwoord sal gee. En dat niemand vandag hier sal uitloop sonder U beskerming en sonder dat hulle weet dat dit vertrou in U, Here. Here, ons vra dat dit so sal wees en ons vra ook in die naam van die dierbare Seun Jesus. Amen. 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 Môre. Wat lekker baan. Amen. Of is er nog mense wat koud kry? Dis nog so iemand gekry. Is een van die manne wat koud kry? Weet vir die man sê, as hy koud gekry het, so het vir gesê, môre suster. Maar niemand kry koud, sal as julle reg. So ons het nou vanoggend vir die musiek gewag, maar wag het weet vir hulle, dis nie aldag dat my vrou 2 keer in die oggend verkeerd is nie. Dis my spanleerder. So ons gaan die Here aanbid vanoggend. Amen. Ek het 'n boodskap wat ek glo die Here maar vir ons gelê het vir vandag. En ek wil vanmôre vir jou sê dat dit 'n boodskap is vir spesifieke mense. En ek glo dis hoekom jy vanoggend hier is. Amen. Van ons reg. For embodying a people of power and I'm making a people of praise. En ek wil jy moet dit vanmôre absoluut glo dat God besig is om te bou. En jy is een van daardie stene waarmee hy bou. Amen. En hy bou in jou lewe en hy bou deur jou lewe en hy bou Christus om geopenbaar te word op hierdie aarde. Kom ons gaan. Thank
Glo jy vanmôre dat jy deel is van hierdie liggaam van krag? I need a touch, Lord, of your hand, dear Jesus. I need a touch. Here, ek wil U bid vanmôre dat hierdie versameling van heiliges, Here, want U noem ons dit 'n versameling van heiliges, dat hulle vanmôre, Here, aangeraak sal wees deur die soete gees van 'n lewende God. Here, ons wil kom vanmôre voor U, Here, en erken dat U ons God is, dat U Vader is, Here, dat hy die Seun is, die weg, die waarheid, die lewe. We need a touch, Lord, dear Jesus. Yes, Lord. Bestraf, Here, in die naam van Jesus. Losmaak die gees van aanbidding
Gees van die Here, Here, die tabernakel verware. En ons prys U. Ons eer U. Take more of me. Give me more of you. Hallelujah. Take more of me and give me more of you. Here, daar is 'n lewe
wat ons vanmôre nie ken nie. Here, daar is vanmôre krag wat ons nie ken nie. En Here, daar is vanmôre verlange dat God in ons hierdie krag sal gee en hierdie lewe sal wys in die naam van Jesus. Here, daar is soveel meer wat by die Skepper God almagtig is as wat ons het, Here. En ons soek dit. Ons soek in die hand van 'n lewende God uit, Here. We place you on the highest place. Here, U is die grootste vanmôre. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Hy is vanmôre die leeu in die stam van Juda. Hy is die Christus, die Alfa en die Omega, is die prins van vrede, en hy is wonderbaar vanmôre. God en mens, dieselfde tyd, Here. Wat 'n openbaring is dit nie, dat God as mens op hierdie aarde kom wandel het. Hoe groot is ons God dan nie vanmôre? En hoe groot is ons as skepsel, dat U kies om by ons woning te maak. Ek prys U. We place you on the highest place.
Here, ons wil die eer gee vanoggend. Here, hoe lieflik is dit nie vanmôre om die nabyheid van die Here te ervaar nie. Hoe lieflik, Here, is dit nie vanmôre kan ons nie maar vanmôre net bly, Here. Jesus. Prys die vanmôre. Eer die vanmôre. Die naam van Jesus. Sal ek in die dans speel, hulle noem op die Alpha en die Omega. Hulle noem op die Alpha en die Omega. Die blinkbare ster. Die soetroos van Saron. Deur die Jesus. Focus on the Here.
En Petrus het gesê, Here, laat ons 3 hutte bou. Here, wat is heerlik op hierdie berg. Maar kyk, sê die Here vanmôre vir hierdie huis, dat julle nie hutte hoef te bou nie, want my heerlikheid is hier, en my heerlikheid sal hier bly, sê die Here. En die vroegere heerlikheid van hierdie huis, die latere sal meer wees as die vroegere, want weet dit, sê die Here, ek is in julle midde om my heerlikheid te openbaar in elke wese, in elke huis, in elke tempel, sê die Here. My huis sal weer wees 'n huis van heerlikheid, spreek die Here. Julle hoef nie 'n huis te bou nie, want ek het julle gebou en my heerlikheid sal in julle woon, spreek die Here van nou af tot in alle ewigheid, sê die Gees van die Here vir hierdie gemeente vanmôre. Loof die Here God almagtig. Loof die Here vanmôre. Loof die Here vanmôre. Prys die Here, U is waardig. En U is waarlik vanmôre in ons midde. En ek wil U eer gee. En ek wil U lof gee vanmôre. In die naam van Jesus Christus. Kind van die Here, ek lief jou sitlik inneem. Nie vir baie lank vanoggend nie. Dit is so. God se heerlikheid in ons gaan openbaar. Dit is ook vanmôre so dat Satan geprobeer het om hierdie diens te stop vanoggend. En dat hy probeer het om ons te beïnvloed. Maar ons het deurgedruk, ek en jy vanmôre as kinders van God, en die Gees van die Here het deurgebreek. Jy sou dalk ondervind het, ons het bietjie gesukkel in die begin. Maar na mate ons deurdruk en die Gees van die Here ons tegemoet gekom. En die wil van die Here is geopenbaar. En jy sien ek en jy wanneer ons in stryd in beweeg, moet ons nie stil staan nie, ons moet aanhou gaan. En die hand van die Here het deurgekom. En terwyl ek vanmôre hier staan, het ek die Here gevra, Here, as dit wat ek vanmôre moet sê reg is, sal daar vanoggend 'n gawe uitkom. Behalwe dat die gawe dit sal bevestig, het ek in my hart die Here gevra, dat die persoon wat die taal moet bring vanoggend, moet Niels wees. En toe Niels dit bring vanmôre, en Prof Pieter dit bevestig, toe weet ek dat die Here vanoggend 'n besonderse afspraak met jou het vanoggend. Pastoor, is dit nodig dat jy die Here moet vra om sekere dinge te bevestig? Kind van die Here, vir my is dit 'n swaar boodskap, 'n groot boodskap.
om die Here te vra om te bevestig, is niks meer fout nie. En ek wil hier met vanmôre hoor, wat ek baie kortliks vir jou gaan sê vanoggend. Ek gaan nie lank wees nie. Ek wil hier met jou Bybel vir my blaai, na die boek van Efesiërs toe. Hoofstuk 4. Die kerk is die mees gevaarlikste organisasie op hierdie aarde. Want die persoon wat ons geplant het op hierdie aarde is die Skepper God van hemel en aarde. En dit maak ons gevaarlik vir die koninkryk van duisternis. Dit maak ons 'n probleem vir die koninkryk van duisternis. Want God het jou geroep uit die duisternis uit om lig te wees. Toe die Gees van God op die aarde gesweef het in die boek van Genesis, sê die Bybel die aarde was woes en leeg. En net so kan ek vandag jou lewe beskryf as woes en leeg voordat die Gees van God met jou kontak gemaak het. En toe die Skepper God almagtig sê, laat daar lig wees, het die Skepper wat woes en leeg was, nie 'n keuse gehad as om te beweeg en op te tree en gehoor te gee aan die gesag van sy woord. En toe die Gees van God oor jou lewe beweeg, en die woord van God maak kontak met jou gees, en Jakob was woes en leeg, toe die woord in sy hart val, het Jakob nie 'n keuse gehad as om lewendig te word. Dieselfde met hom Ernst en Francisca en elke een van julle. So is die mag en die gesag van die woord van God, dat daar nie 'n keuse is vir dit wat woes en leeg is, as om lewendig te word. En ek wil hier moet dit glo vanmôre. En ek wil hier moet dit aanvaar. Want dit wat in jou gebore is, leef met hierdie gesag binne jou. Die Bybel sê, hy wat uit God gebore is, kan nie sondig nie. Die nuwe mens wat lewe gegee is uit God uit, is perfek en vlekloos en heilig en dit kan nie sondig nie. En God kyk na die nuwe mens, hy kyk nie na jou lewe nie. En die nuwe mens binne jou is die persoon van Christus Jesus. Soos wat Maria die maagd swanger geraak het, so het jy as maagd swanger geraak. En dit wat uit jou gebore is die lewe van 'n almagtige God. En dit wat binne jou is, lê gesag in jou mond. En die kerk van die Here moet in hierdie gesag funksioneer en lewe. Die apostel Paulus skryf, lees saam met my Efesiërs 4, vanaf vers 17. Die apostel Paulus begin, kan ek maar vir julle lees. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel, soos die ander heidene, in die verdwaasdheid van hulle gemoed. En daai verdwaasdheid van hulle gemoed, beteken 'n paar dinge. Die gemoed is afgelei van die woordjie genouskau, en genouskau beteken toe iets speel is. So wanneer die apostel sê dat julle nie so moet wandel soos 'n heiden, wat verdwaasdheid van hulle gemoed het nie, sê hy die volgende: die heidene het geen lewendige ontmoeting gehad met 'n God nog ooit nie. En julle moet nie soos hulle wandel nie, want julle het 'n ontmoeting met 'n lewende God gehad. In vers 18, mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd is van die lewe van God, deur onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle harte, wat ongevoelig geword het en oorgegee het aan die ongebondenheid.
om in hebsug allerhande onreinheid te bedryf. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. Die afgodediens was 'n dooie diens volgens die apostel Paulus wat hy hier skryf. Alhoewel daar manifestasies van duisternis was, dit sal ek 100% aanvaar. Maar die parallel wat hy trek, is dat die afgodediens absoluut niks is in terme van die diens wat jy mee betrokke raak, wanneer jy in kontak met God is. Dit wat jy vanmôre ondervind het, hopelik in die gemeente, was lewe en 'n ontmoeting met die tasbaarheid van God. Jy het dan vanmôre kontak gemaak, nie met 'n afgod wat dood is nie, maar met 'n lewende God wat lewe produseer. En daardie lewe is binne my en jou opgeteken. Die apostel gaan aan in vers 21, lees saam met my. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle moet die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Hier wil ek stop vanmôre. Die ou mens wil ek nie net vanmôre beskryf as 'n dooie werk nie. Ek wil ook die ou mens vanmôre beskryf as ou dooie gedagtes, ou dooie manier van dink en 'n ou dooie manier van optree. Ek en jy as kerk, en ek gaan vanmôre vir jou sê ek doen dit ook, so ek wil eers met myself praat. Soms gebeur dit, dat ons so 2 of 3 dae verbygaan, en dan lyk dit vir jou of dinge besig is om te verander. En dan gebeur daar ietsie, en dan sê jy vir jouself, ja, ek het geweet, dit kan nie altyd goed gaan met my nie, ergens moet dit ook mos maar weer sleg gaan. Is daar iemand van julle wat dit ook al gedoen het? Daai gedagtes behoort nie deel te wees van ons as kind van God nie. Pastoor, wil jy sê dit mag nie sleg gaan nie? Nee. Ek sê wat ons doen. Ons vat dit wat die Here vir ons gee en ons gaan terug na ons ou manier van dink en ons val terug na ons ou manier van doen en as ons weer kry, het ons hierdie ou mens weer aangetrek en ons loop gebukkend met hierdie ou mens, met die ou gedagtes, met die ou optrede wat ons nie meer moet saam loop nie. Ons trek die ou dinge aan sonder dat ons dit agterkom. Ons bid en ons vra die Here en dan begin ons opstaan en ons wandel soos hulle wat in geloof bid, wat glo hulle sal ontvang. Weet jy waarvan ek praat? Ons glo ons gaan ontvang. En 'n week later dan sê ons vir onsself, weet jy, dalk is dit nie die Here se wil dat ek dit moet kry nie. Nou het ons gegaan van geloof ontvang, nou ek het begin vrede maak, dit hoef nie so te wees nie. En al wat ons doen, en ek sê nie, jy word 'n afgodsdienaar nie. Ek sê ons trek die ou dinge aan, en ons vergeet, die persoon wat in ons is die Skepper God Almagtig, by wie alle dinge moontlik is. Beklee jou met die nuwe mens. Die nuwe mens is die heerlikheid wat vanmôre geopenbaar is, die profete die gawe uitgelê het. Daardie nuwe mens wat God in jou openbaar, is 'n nuwe mens wat geklee is in die heerlikheid van 'n lewende God. Daardie woordjie beklee beteken indeo, wat beteken to sink into. Die maklikste wat ek dit vir jou kan beskryf, is om 'n mantel op te tel en aan te trek. Kan jy onthou dat daar 'n profeet van die Here was wat met 'n harige mantel gewandel het? Kan jy onthou dat Johannes kameelhare mantel gehad het wat hy aangetrek het?
Jy sien, as jy jou bekleed met die nuwe mens, dan beteken dit dat die nuwe gedagtes van 'n lewende God behoort in jou te funksioneer. Dit beteken die krag van 'n lewende God behoort in jou te funksioneer. Ek wil jou iets vra vanmôre. Kan jy onthou toe Petrus op die water geloop het? Toe Jesus vir hom gesê, kom, toe klim Petrus uit en hy loop op die water. Baie keer word die bediening as sulks voorgehou, dat ons loop op die water, en as ons dan ons oë van die Here Jesus afval, dan sink ons, en ons moet nie ons oë afval. Ek wil nie vanmôre iets anders vra. Petrus was 'n visserman, amen. Dit was nooit vir hom normaal gewees, om op water te kan loop nie. Hy het altyd maar in die water ingestap, as hy visnette gewas het. Maar toe staan hy 'n mens voor hom, en die mens, vlees en bloed soos hy, loop op die water. En vir daai paar oomblikke, laat Petrus nie toe, dat dit wat hy weet van die natuur, laat hom beïnvloed. Want die natuur sê, as jy op water loop, moet jy sink. En hy skuif vir 'n oomblik, dit wat natuurlik is. En vir 'n oomblik, hoor my siening vanmôre, sien hy wat hy kan doen as mens. En hy loop op die water. En dalk in 'n oomblik se tyd besef hy weer, ek Petrus het nog nooit op water geloop nie, en hy kyk rondom hom. En hy besef nog elke keer wat hy op water was, het hy gesink. En toe daardie natuurlike gedagte weer posvat in Petrus, toe sink hy. Ek vra die vraag, want daar is meer in my en jou, as wat ons God eer voorgee. Wat as ons gedagtes presies soos God se is? Wat kan jy op hierdie aarde doen? En hierdie goed bly by my, want ek was eendag in 'n diens gewees. En Prof Pieter het ons 'n getuienis gegee van 'n uitreikingsdiens, die evangelisasiediens wat hy by was. En dis in, ek dink, Germiston ergens, Prof sal dalk onthou. Daar's 'n man wat kom bedien het, en daar was 'n groot storm gewees. En die weer het hard geslaan, en die wind het gewaai, en het gereën. En daar was so geluid gewees, die man kon nie sy boodskap bring. En toe steek hy sy hand op in die lug. En toe maak hy sy vuis en hy sê, Here, maak die storm stil, dat ek kan bedien. Toe raak die storm stil. Op daai oomblik was dit wat natuurlik vir daai man nie meer ter sprake nie. Maar dit wat goddelik in hom is, was ter sprake. Ek wil hê die kerk, en ek eerste, moet verby die natuurlike dinge begin kyk, en die geestelike dinge van God begin aantrek, soos 'n mantel, en ek wil soos God op hierdie aarde, en ek sê dit met alle respek, soos God op hierdie aarde, wil ek kan heers, soos Jesus geheers het. Dit is jou roeping, om as 'n gode seun, en 'n gode dogter, van God op hierdie aarde, te kan heers. Maar jy sien, daar is 'n natuurlike ding hierbo, wat vir my sê, jy kan nie op water loop nie, want my natuur het my geleer in die verlede, toe ek op die water staan, toe sink ek ons. En dit is 'n verskriklike saak, om te dink, dat by God dit nie onmoontlik is nie. En as hy in my is, dan is dit ook nie in my onmoontlik. Ek hoop nie ek sê vanmôre dinge wat die kerk van die Here skok nie. Maar ons is geroep om meer as vlees en bloed op hierdie aarde te wees. Ons is geroep. Waar is my gesag, Here, dat ek my hand ook kan opsteek? Onthou Prof dit. En 'n storm stil maak. Nie geestelik soos wat ons bedien nie, maar 'n fisiese, ware storm. Wat as die Skepper God in my is, en ek beklee my met die nuwe mens, dan beteken dit, ek is heilig, ek is gewas, en ek het toegang tot een besonderse plek. Ek noem dit 2 plekke, maar dit is 1 plek. Ek het toegang tot die troonkamer van 'n lewende God. Ek het toegang tot die troonkamer van 'n lewende God.
Halleluja. En ek het toegang verkry deur die bloed van die lam van God. En ek as mens sal nooit kan roem en sê ek het iets gedoen om toegang te kry nie. Want die Bybel leer in die boek van Hebreërs, sy liggaam is vir ons geskeur en as 'n voorhangsel wat geskeur het ons deurgestap tot in die troonkamer van God. En ek wil vanmôre vir jou lees, hoe lyk die troonkamer van God? Waaruit jy krag kry? Kan ek vir jou lees? Openbaring 4. Ek en jy is bonatuurlike wesens. Ek is maar net natuurlik aan mekaar gesit, maar dit wat ek is bonatuurlik. Dit wat jy is bonatuurlik. Jy is minimaal net vlees en bloed, die kind van die Here. Jy is die woonplek van 'n lewende God. Openbaring 4. Kan ek vir jou lees? Ek gaan vir jou alles lees hierso. Na hierdie ding het ek gesien, kyk 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat soos 'n basuin met my hoor gespreek het gesê, kom op hierheen. En ek sal jou toon wat by die dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees. En kyk, daar staan 'n troon in die hemel. En een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius. En rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smaragd. En rondom die troon was daar 24 trone. En ek het op die troon het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere. Hulle het goue krone op hul hoofde gehad. En daar het weerlig en donderslag en stem by die troon uitgegaan. Met 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. Voor die troon was daar 'n see van glas, soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens, vol van oë en vol van agter. En die eerste lewende wese was ook soos 'n leeu. Die tweede lewende wese was soos 'n kalf. Die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens. Die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. Die 4 lewende wesens het elkeen vir hom sy 6 vlerke gehad. En hulle was rondom die binne vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer is die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gegee om op die troon sit, wat tot in alle ewigheid kom. Val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom, wat tot in alle ewigheid lewe. En hulle werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape deur U wil bestaan hulle, en hulle is geskape. Jy het toegang tot hierdie plek vanmôre. En al die lewe wat deur jou sigbaar word en deur jou vloei, kom uit hierdie plek uit. Dis nie 'n gevoel nie, dis nie 'n sensasie nie, dis 'n ontmoeting met 'n absolute lewende God, wat die kerk in staat stel om te wees wat die kerk is. Toe jy gewederbaar is, kind van die Here, het die lewe van God uit hierdie troonkamer gevloei en jou opgetel en jou lewend gemaak. En omdat jy hom liefhet, het hy besluit hy sal by jou kom woning maak en sy woorde in jou mond lê. En wanneer jy jou bekleed met die mantel van 'n lewende God, sal jy gesag dra op hierdie aarde. En ek wil vanmôre vir die Here vra, Here, bekleed my met hierdie nuwe mens. En dat ek nie weer myself met die ou mens in gedagte en optrede en verstaan sal aantrek. Ek wil die nuwe verstaan van God hê. Jy sien, kind van die Here, in die Bybel sê jy die salwing en jy weet alles. Hoe is dit moontlik? En die persoon wat by jou is die oue vandaan wat alles ken.
Glo jy vanmôre jy weet alles kind van die Here? Bid en vra die Here, hy moet jou wys hoe hy geskep in Genesis. En ywer na dit en soek dit en kyk of God nie vir jou sal wys hoe die skeping gelyk het. Pastoor, dit kan nie wees nie. Het hy nie vir Moses gewys hoe hy geskep het? Hoekom sal hy nie vir jou vanmôre wys nie? Hoekom sal die ouwe vandag nie vir ons gee wat hy vir sy eerste kerk gegee het? Hoekom kan ons nie die openbaringe dra rondom die skepping, rondom die seun van God, rondom dit wat nog nie gesien is? Hoekom kan ons dit nie dra nie? Want die persoon by wie ons het ontvang is dan die ewige Vader en skepper God almagtig. Amen. Ek gaan die Here vanmôre vra om my te help om my ou kleed uit te trek. En vanmôre my te bekleed met hierdie nuwe mens, sodat my gedagtes en my wese presies in lyn is met wat God vir my wil hê. Die Here het vanmôre geopenbaar, sy heerlikheid is in jou. Ek weet nie of jy vanmôre gehoor het. Sy heerlikheid is in jou. Prof Pieter het baie op die kansel gestaan en gesê, ons is nie maar net mense nie. En ek bid God vanoggend, dat jy sal sien, jy is nie net 'n mens vanoggend. Jy is nie net vlees en bloed nie. Jy is 'n koningskind, wat aan God behoort, gebore uit God, om die heerskappy van God op hierdie aarde te openbaar, en 'n probleem te wees vir die werking van duisternis. Jy moet 'n probleem wees vir duisternis en vir die duiwel. Jy moet 'n probleem wees. Sê ek, jy gaan nie stryd hê, dis wat ek sê. Ek sê in jou is veel meer as wat jy vanmôre besef. En ek bid die Here vanoggend om met my te begin. Jy moet jou oë vir my sluit. Vader Here, ek wil vanmôre hierdie ou dinge, Here, kom uittrek. Hierdie ou dinge kom neerlê vanmôre. En ek wil U bid om my te bekleed met die nuwe mens. Die nuwe mens wat God oor besluit het, Here, toe U geskep het en gesê het, ek sal die mens maak na my beeld, my gelykenis. Here, die nuwe mens wat U oor besluit het toe U U seun gegee het, dat die heerlikheid van God deur hom sigbaar kan wees, Here. Here, die nuwe mens wat toegang het tot die troon van God. Die nuwe mens, Here, wat die heerlikheid van die Vader openbaar. Ek wil vanmôre, Here, gekleed wees met hierdie nuwe mens. Ek wil hierdie mantel van God vanmôre op. Here, ek wil U bid, hierdie huis, wat vanmôre voor U sit, wat U afgesonder het. Here, om hierdie mense se lewe om te keer. Hierdie mense se lewe om te keer, Here, dat hulle sal sien. Hulle is nie net hier, omdat hulle hier is vir iets, hulle is hier omdat God hulle lewens gebruik. Here, ek bid U, trek ons aan vanmôre met hierdie nuwe mense. Here, bekleed ons met hierdie nuwe mense wat God is. En ek prys U in Jesus Christus naam. Amen. Amen. As dit vanmôre jou begeerte is, wil ek hier moet uitkom. Here, Jesus, die heerlikheid van God. Die heerlikheid van God, Here. Die heerlikheid van God vanmôre. Here, ons is nie net sommer, ja. Ons is kinders van 'n lewende God. Prys U vanmôre. Eer U vanmôre. Kind van die Here, glo 'n manifestasie van die Heilige Gees. So ek gaan vanmôre iets met jou doen.
Ek gaan vra vir elke pastoor en ouderling wat vir jou kom bid. As hulle voor jou staan, om so van jou skouers die ou kleed af te trek. En dan op jou skouers so te vryf en die nuwe kleed van die Here vas te maak in jou vanmôre. En ek sê nie vanmôre dat jy iets gaan voel. Ek sê ek glo in die manifestasie van die Heilige Gees. So ons gaan vanmôre die ou dinge aftrek van jou af. En ons gaan vanmôre die nuwe mantel, die nuwe mens vasmaak in jou. En ek wil vanmôre vir die pastore eers te bid, maar gaan net eers vir Prof Pieter vra om vir my te bid. Heilige God en Hemelvader, Here, ons kom vanmôre na U toe. Spring ons harte na God toe. Here, vanmôre met die gesag wat God in ons gelê het. Here, ruk ek hierdie ou kleed afrol in die naam van Jesus. Here, en ons beklee hom vanmôre met 'n nuwe kleed, 'n nuwe mens. Here, 'n mens wat na God geskape is met die vermoë van die almagtige God in hom en deur hom in Jesus naam. Here, ek bid dat hierdie liggaam hom sal onderwerp aan hierdie nuwe mens wat deur God geskape is. Here, ek bid dat die krag van die Here soos 'n Elia deur hom vloei in Jesus naam. Here, dat daar vuur sal kom en dat dit natuurlike nie meer saak sal maak nie, maar dat God deur hom die bonatuurlike wat gebeur. Ek eer U daarvoor vanmôre, Here, in die naam van Jesus Christus, onze God en onze Vader. Amen. Amen. Prys die Here. Halleluja. Dankie, Jesus. Halleluja. Kom ons prys die Here. Driemaal Heilige God en Hemelse Vader, Here, wat 'n wonderlike voorreg is ons familie by mekaar te kan wees vandag, Here. Here, vir die openbaring wat U vandag ons
gee vir die nuwe krag wat U vir ons gee, my Here. Dankie, my Here, vir die liefde, dankie vir die genade. Dankie dat ons weet ons loop rond met liefde. Ons loop rond met sagmoedigheid en lankmoedigheid. Dankie, my Here, dat ons weet ons loop rond, my Here, met 'n lewende God, my Here, wat ons so oppas en so lief is vir ons, my Here, dat ons nie nodig het om oor enigiets te wonder in hierdie wêreld, my Here, in ons eie lewe, my Here. Dankie, my Here, dat as jy so kan staan, my Here, as nuwe mense, nuwe skepsels, my Here, nuwe kinders, my Here, gee ons die krag en die moed, my Here, om vir die ou ontslae te raak, te vergeet, my Here, waar ons vandaan kom, my Here. Ons oë te kan rig daar waar ons op pad is, my Here. Ons loof en eer U vir elke persoon wat hier is, my Here. Ons bid dat U elkeen sal opdra en vir U voete sal neerlê, my Here. Ons bid vir hulle gesin wat by die huis is. Ons bid vir ons families en vriende wat by die huis is. Here, ons bid, my Here, dat die krag hulle sal aanraak, my Here. Hulle onmiddellike verandering in hulle lewens sal plaasvind, my Here. Ek bid, my Here, dat die bloed van Jesus op ons sal wees. Daar waar ons beweeg, my Here, dat ons ter eer en verheerliking van die koninkryk sal beweeg, my Here, en dit wat ons dink, doen en sê, 'n weerspieëling van U sal wees. Here, gee so asseblief die koning, daar waar ons gaan nou, Here, dat ons veilig daar sal kom, Here, maar die heel belangrikste dat ons veilig weer in die huis sal kom. Here, ons loof U, ons eer